Terwyl ons gesels oor verwondering, gesels ons vandag juis oor verwondering oor God se toekoms. Die wysheid van die wêreld is nie altyd die wysheid van God nie. Dit het Paulus terdee besef en uitgespel vir die gemeente in Korinte. Want God se planne is diep en geestelik. God se toekoms is anders as wat ons selfs kan bedink. Stukkies daarvan word vir ons in die Bybel deurgegee. Maar dis 'n ander wysheid wat dit verg as die gewone wêreldse wysheid om dit te kan verstaan. En dit kan slegs deur die Heilige Gees verstaan word. En gelukkig kom woon die Heilige Gees in mense wat in Jesus glo en vir Jesus volg, en die Heilige Gees maak dit dan vir ons duideliker. Daarom kan ons opgewonde raak oor die toekoms van God, want dit wat ons nou hier rondom ons sien wat so sleg en vernietigend is beslis nie deel van daardie toekoms nie. Paulus skryf bemoedigend in 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. So God se toekoms is veel meer as wat ons kan bedink met ons menslike wysheid. God se toekoms breek vandag al deur in die Heilige Gees in aspekte soos vreugde, vrede en groei, wat ons help om te groei in hierdie rigting om die goddelike toekoms saam met God te deel. Jou en my oomblikke van liefde en vrede en hoop is eintlik maar proesels van wat nog gaan kom. Dit is nog heerliker, die toekoms wat daar gaan wees. En dit gee juist vir ons die geloof, hoop en liefde om wat ook al gebeur met ons te kan hanteer, want ons weet slegte situasies het nie die finale sê nie. Selfs in sielkundige navorsing is aangetoon dat hoop en verwagting 'n baie beter of goeie toekoms mee help, want dit help met veerkragtigheid en dit help met betekenisvolheid in ons lewe. Die sielkunde glo ook dat verwondering, die Engelse AWE, dat dit ons help om 'n groter prentjie te sien, en dan verminder dit ons angs en dit help ons om baie meer doelgerig te lewe. So kyk weer na wat rondom jou is en ja, onthou, dis nie alles nie. God se toekoms is aan die deurbreek. Kyk vir die tekens daarvan. Leef geïnspireerd.